Welkom by Nouweg Gesprekke, Mario. Nee, Ja, dis hier waar dinge nou gaan lekker raak hierso. ja, absoluut. En ek is bly om jou te sien. Ek is bly om hier te wees. En hoe gaan dit met jou? Gaan goed. Ja, ek voel nogal super excited vir hierdie episode. Ek dink dit is 'n warm topik en ek dink ons gaan baie terugvoer kry van hom. Ja nee, kyk, ek dink dit gaan 'n lekker een wees. Ek dink daar gaan mense wees wat baie te sê het op hierdie video, maar 'n goeie ding. Soos ons gesê het, ons is nie hierso om snaaks te wees nie of enigietsie, maar ek dink mense is op soek na waarheid. Ja. Ons is op soek na waarheid en ek dink mense moet gesels oor hierdie goed om die waarheid te vind. Absoluut, ja. As ons nie eerlike gesprekke met mekaar kan hê oor goed nie, gaan ons nooit by die waarheid uitkom. So ja, ek is opgewonde. Ek dink dit gaan 'n lekker gesprek wees. So ja, ek sien uit. Absoluut, ja. Ja, en soos jy sê, ons is op soek na die waarheid, ja. En as iemand iets wil sê of kom gesels daaroor, asseblief doen. Die deur is altyd oop. Los 'n komment wat ook al en ons sal absoluut daaroor praat. Ja, ons het nou nie gesê nie, die onderwerp is jou veldkleur red jou. Yes, ja. So met ander woorde is, kan jou veldkleur of die volk uit wat jy uitkom, die bloedlyn in wat jy ingebore is dit wat jou red? Absoluut, ja. En ek dink daar is baie dis 'n kontroversiële topik, want party mense dink, soos jy sê, soos as jy wit is, dan gaan jy hemel toe verseker, of as jy swart is, of as jy van hierdie kultuur of nasie of volk afkom, dan gaan jy verseker hemel toe. En 100%, en soos jy gesê het, hierdie is 'n baie populêre ding deesdae, waar mense oor hierdie goed dink en praat en gesels, en ook sienings het rondom dit, of selfs, wat noem jy dit, doktrines het rondom dit. Ja. In Suid-Afrika 'n baie populêre een sal wees jou Israelvisie, jou Israel beweging, of wat ook al jy dit wil noem. En jy kry dieselfde weer, wat het jy nou gesê, die Hebrew Israelites of so iets. Ja, so jy kry hierdie goed, ek dink amper jy kry die British Israelites ook. Ja. So jy kry hierdie siening reg oor die wêreld, waar Absoluut. sekere bevolkingsgroepe dink hulle is die uitverkorene volk van God, en net hulle kan gered word. So ja, dit is 'n interessante ding waaroor ons kan gesels vanaand. En soos jy gesê het, wat vir my interessant is oor dit, is die feit dat daar wit mense, as ons hulle nou maar so kan noem, wat sê dit is hoekom hulle gered gaan word, en dan kry jy weer swart mense wat ook glo hulle is die uitverkorene volk van God en daarom gaan net hulle gered word. Ja. So hierdie ding gaan albei kante toe. So die vraag is dan nou, wie's reg? Albei kan nie reg wees en iemand moet verkeerd wees in hierdie situasie. Ja. Of is die regte Israel wat half bruin van kleur is, die mense wat gered word as gevolg van wie hulle is? Absoluut, ja, en dit is nogal snaaks as jy na dit kyk. Maar as daar enigiemand is wat hierdie glo en hierdie oortuigings het, asseblief skiet vir ons 'n komment of 'n boodskap. Ons sal meer as gelukkig wees om te praat daaroor. Maar net om so ietsie in te gooi om te praat oor. Dis nogal snaaks, want ons weet nie verseker dat al die Israeliete van die Ou Testament gered was nie. Ja. So dit help nie dat jy glo dat, hoorie, ek is nou wit, ek is die uitverkorene volk van Israel, Ja. en ek gaan verseker hemel toe, maar ons weet nie eers of almal van hulle gered was nie. Want wat interessant was op die einde van die dag, Mario, selfs vir jou oorspronklike Israeliete, as jy teruggaan Exodus toe, God het aan hulle reëls en regulasies gegee wat hulle moes voldoen. Absoluut, ja. En dan ook weet ons dan nou, natuurlik moet jy 'n verhouding hê met God. En mense sien dit selfs voor die wet gegee was deur Abraham, Noag, al daai mense het 'n verhouding met God gehad. So dit is 'n verstreng vereiste. So mense kan nie sê, hoorie, hulle was dalk net gered gewees omdat hulle in bloed gebore is in die volk in nie. Ja, nee, dit is nogal baie snaaks om daaraan te dink, want ek bedoel, tot daai mense in daai tyd, ek seker baie van hulle het dit nie gemaak nie. En as jy spesifiek na die Ou Testament gaan kyk, daar is soveel kele, menigte male waar God Israel gelos het en 'n ander volk gekies het.
om sy wil te doen. Want Israel wou net nie, hulle was te hardkoppig geweest, hulle wou nie God se wette en reëls volg nie. En toe sê God vir hulle, hoorie, dis okay. Jy aan soos jy wil aangaan, ek gaan iemand anders kry om dit te doen. Ja, het is baie interessant, Mario, hoe die Bybel oor hierdie goed praat. Maar ja, Absoluut. ek weet nie, waar gaan ons begin? Hoe gaan ons hierdie gesprek doen? Soos ons gesê het, hierdie goed is nie vooraf gedokumenteer of beplan nie, so ons moet nou sê, hoe gaan ons hierdie ding benader om te sê, hoor hierso, kan jou velkleur jou red? Hoe gaan ons uit ons hoek uit sê en die waarheid vind? Ek weet nie, ek kan begin dalk om te sê, ek het al te doen gehad met so iemand. Kom ek gesels bietjie oor dit. Ek dink dit kan dalk 'n goeie beginpunt vir ons wees om vanaf te werk met hierdie video. Soos jy weet, TikTok en die sosiale media's is vol van jou Israeliese beweging wat jy nou kry. En natuurlik om ek so bietjie aktief is op die internet, het ek nou al 'n gesprek of twee met van hulle gehad. Ja. En soos wat ek al aan jou genoem het tevore, het ek al met een gepraat en hy het my gedruk en goed vir my gesê. En toe sê ek vir hom, hoor hierso ou, maar wat van proseliete? Die Bybel praat uitdruklik van proseliete. So hoe gaan jy dit aan my verduidelik? En toe ek dit vir die ou sê, toe kon jy sien, hy het nie geweet wat om vir my te sê nie en ons gesprek het daar gestop. Hy het gesê hy moet gaan oplees oor dit en tot vandag toe het ek nooit weer iets van hom teruggehoor. So nou weet ek nie, wou hy nie verder met my praat nie en of het hy toe nou uiteindelik self gaan Bybel lees en gesien die Bybel praat van proseliete en toe sê hy, o genade, ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Absoluut, vir van ons kykers wat nie heeltemal verstaan wat dit is nie, kan jy vir ons kortliks verduidelik wat's proseliete? 'n Proseliet was iemand gewees wat basies uit 'n ander volk uit. Kyk, ons almal weet, God se uitverkorene volk was Israel gewees. Die Bybel is uitdruklik met dit. Maar waar die Bybel ook uitdruklik was, dit was nie net Israel wat Judaïsme of Judaïsme kon gevat het as 'n geloof nie. Ander volke kon ook deel hê in daai geloof, as ek dit nou maar so kan noem. As hulle dan nou besny geword het en dan nou ook die wet en al daai goed gehou het. So mens lees in die Bybel tot waar proseliete dan nou Jerusalem toe sou reis het om ook daar tempel toe te kon gaan en al daai goed. So die Bybel praat uitdruklik van ander volke wat dan ook nou daai geloof aangeneem het en hulle het ook na daai tempel toe gegaan net soos wat die Israeliete tempel toe gegaan het en dan het hulle ook so geglo in die ware God. So God, alhoewel hy Israel uitverkies het hy nie net Israel gesê, okay, dis Israel en al die ander volke gaan hel toe gaan nie. Nee. Alhoewel hulle die uitverkorene volk was, het God nog steeds toegelaat dat ander volke deel kan hê in dit. Want op die einde van die dag het maak sin, maar God het almal gemaak. Jy kan nie sê God het nie almal gemaak nie, want dan sê jy daar's 'n ander skepper en dan sit ons nou heeltemal met 'n ander debat. Absoluut, ja. En ek dink die groot ding is om te fokus op dit. God het ons almal gemaak. En ek dink ook baie van hierdie visie van hierdie mense wat hierdie tipe dinge glo, meeste van hulle bewyse kom uit die Ou Testament uit. So as hulle dinge gaan sê, dan gaan dit meestal gebaseer wees op wat die Ou Testament sê. En soos jy sê, jy praat van die proseliete. Ons kan baie skrifte kry waar hulle praat van mense wat nie van Israel afkom nie, wat duidelik aanvaar word deur God. Ja. En dis ook belangrik om te kyk na wat God sê en nie noodwendig die tradisies en die wette wat die Jode van daai tyd ingestel het. 100% Mario, maar die Ou Testament, die voorbeelde wat jy kry, wat mense gebruik is om skrif uit konteks uit te haal. Absoluut. En dis die probleem. Nou gaan hulle net versies uithaal wat om te wys Israel was die uitverkorene volk en hulle vermy die versies waar God ander mense ook toegelaat het. Ek meen, daar's duidelike skrif wat tot die mense se slawe toegelaat het om deel te word van hulle geloof. Absoluut. Ons kan kyk na die besnydenis, die eerste wat is dit, covenant, Ja. nê?
Die eerste covenant aan Abraham, die besnydenis, toe almal onder Abraham was gesê gewees dat hulle moet besny word en dan is hulle deel van dit. Hulle is deel van die familie. En dit is nog voordat Israel 'n volk was. Dit was nog voor al daai. So tot daarso kan ons sien dat daar is mense van ander volke wat kan deel word van God se nasie. En die ander ding is dat ons in ag moet neem hierso. As ons sê jou bloedlyn of jou ras of jou volk of wat ook al jy dit nou wil noem, red jou. Dan moet jy ook nou besef jy moet 'n suiwer volk wees. Ja. Sodra daar vermenging in jou bloedlyn was of in jou volk, is jy nie meer in daai volk nie. Soos byvoorbeeld, as jy sê om 'n Israeliet te wees red jou, dan moet jy sê daai Israeliet kan nie met 'n Kanaaniet getrou het nie. Hulle was twee verskillende volke, so daai kind wat dan uitkom is dan 'n mengsel van die twee rasse. So met ander woorde, dan is daai kind nie meer 'n skoon ras nie. So is daai kind dan nou nog gered. Is daar nie die probleem waarmee jy sit, want nou sê kom ons sê nou maar 'n Kanaaniet en 'n Israeliet. Hulle het 'n kind gekry, hy het albei se bloed in hom. Wat van daai kind? Is hy nou gered, is hy nie gered nie? Ek dink die enigste oplossing daarso is hy word middeldeur gesny en die helfte van hom gaan hemel toe. Maar dis nogal snaaks om te dink aan sulke dinge en as jy regtig in hierdie proses dieper inkyk, dan besef jy, hoorie, dit is dieper as net soos party mense glo dat jou werke wat jy doen red jou alleenlik. En dan kry jy nou hierdie wat dis amper van 'n kalvinistiese idee waar God maak jou hierdie nasie, hy maak jou hierdie velkleur, so hy kies vir jou om gered te word. So jy wil vir my sê dat God sal iemand maak 'n sekere velkleur van 'n sekere nasie af sodat hy nie gered kan word. En dit is 'n donker idee om te glo, want dit sê dat God is nie liefde nie. God is nie regverdig. Ja. So Ja, daai is 'n ander interessante ding wat jy genoem het, Calvinisme. Ek dink ons sal nog by hom uitkom, bietjie oor hom gesels. Dis 'n interessante. Daar's 'n interessante ding daarso. Maar terwyl jy nou gepraat het van Ou Testamentiese goeters, dit is vir my 'n baie interessante ding hierdie wat ek ook al oor gedink het. So as jy sê jou bloedlyn red jou of jou volk in wat jy is red jou. Jou veldkleur. Wat ook al jy dit nou wil noem, dit kom basies neer op dieselfde ding. Ja. Dan nou, as ons Ou Testamenties wil praat, dan gaan ek iemand vra nou. So ek gaan nou begin goed noem om te sê, kyk, ek stem nie saam dat jou velkleur alleen jou kan red nie. En dis wat ek nou wil verduidelik hoekom dit nie so kan wees nie. Want as jy selfs in die Ou Testament kyk, dan kry jy vir Rahab. Nee. Ons almal weet wie was Rahab gewees. Sy was 'n Kanaanitiese vrou gewees. So sy was nie Israeliet. Terrible mense. So nou sit jy met die probleem, die Bybel is uitdruklik dat haar gehoorsaamheid daar basies gered het. Ja. Sy het in God geglo, God vertrou en gedoen wat reg is en sy was gered gewees. So nie het ons nou 'n Kanaanitiese vrou wat gered is. Almal ken die storie van Rahab. So hoe verduidelik jy dit? Ja. En net om te wys, dis nie 'n uitsondering op die reël nie. Dan kry jy vir Rut. Rut was 'n Moabitiese vrou gewees. Sy was ook nie Israeliet nie. Die Bybel is ook uitdruklik dat sy gered was. So hoe verduidelik jy dit? Wel, off the top of my head, ons almal kom van Adam en Eva af, so dit beteken ons almal is eintlik gered. Dis dit uitwerk. Maar jy hoor wat ek sê, want hier is Ou Testamentiese voorbeelde, dit is mense van die Ou Testament wat jy duidelik kan sien 'n verhouding met God gehad het, en net soos Abraham, net soos Noag gered was deur 'n verhouding met God te, net so was hierdie mense gered gewees om 'n verhouding met God te gehad het. Ja, wouldn't you know, ja. Yes, dit is definitief interessant, want daar is soveel klein hints
wat ingegooi was vir ons om te vind. En dit is so waar, want ek bedoel, dit wys vir jou wie God is en dit verduidelik jou meer oor die proses. Dit gaan nie oor of jy Israeliet is of nie. Ek wil dit nog erger maak. Okay, kom ons gaan. Ek weet nie of mense al opgelet het na geslagsregisters. Baie belangrike goed. Nou, Rahab is koning Dawid se ouma grootjie gewees. En Rut was koning Dawid se ouma grootjie gewees. So nou het hy klaar 2 verskillende rasse in sy bloedlyn. So, koning Dawid was nie 'n skoon Israeliet gewees. So nou, So was koning Dawid gered, of was hy nie gered? Ja, nee. Soos is daar so 'n hoeveelheid persentasie Israeliet wat jy moet wees, jy moet 95% pure Israeliet wees om gered te word. Ja, dit is 'n interessante vraag. Ek weet nie, Ja. mense wat in dit glo, verduidelik bietjie Asseblief. ons, hoe sien julle dit? Ja. Want ek sal daarvan hou om te wil weet, hoe werk dit? Hoe glo julle? Is daar 'n threshold? Ja. Is 50-50 allowed? Is 40-60 allowed? Waar is Ja, jou nee. threshold met dit? En of maak dit nie vir julle saak nie? Verduidelik ons bietjie meer oor dit. Asseblief. Maar ek het al met mense gepraat wat glo jy moet 'n skoon bloedlyn hê. En dis hoekom ek dit nou spesifiek noem, want nou, soos ek gesê het, Rut en Rahab is voorbeelde dat hulle gered was en hulle was voorouers van koning Dawid gewees. En om dit nog erger te maak, ons almal weet Jesus kom uit die bloedlyn van Dawid uit. So nou. So nou, Mario, dan sit jy nou met 'n probleem. So met ander woorde, wat van Jesus nou? Ja, nee, nie eers Jesus is 100% Israeliet nie. So wat beteken dit nou gaan As ek dink is in Matteus 1, hè. ja, As jy die geslagsregisters gaan naslaan en jy geslaan het regtig na, dan gaan jy agterkom Rut en Rahab is daar. ja, nee. En dan wat nou? Dis in die Ja. geslagsregister. Maak die Bybel 'n fout, dan bevraagteken ons nou die autoriteit van die Bybel. So Mario, verstaan jy, dis hierdie goed Ja. wat ek net nie verby kan kom om te sê hoor hierso, ja 100%, dit is jou volk wat jou red nie. Absoluut. En as jy gaan kyk na van die wette in die Ou Testament word die Israelitiese volk gesê om nie te trou en kinders te hê met die ander volke om hulle nie. Hoekom was al hierdie wet gegee? Omdat hulle getrou het met hulle en kinders gehad het met hulle. So ons kan daar al sien dat van hulle af het die bloedlyn begine verminder van die Israeliete. So as jy nou afgaan in die lyn, daar is daar's 'n groot moontlikheid dat daar ten minste 1% na elke generasie van hulle bloedlyn verloor was. 100%. En mense moet besef, daai was nie, hoe ek dit verstaan, kom ek sê dit eerder so, hoe ek dit verstaan, die Israel was nie hierdie wet gegee om te sê, dit is al hoe jy gered gaan word. Onthou, God het Israel gekies, want op die einde van die dag, dit is die volk uit wat Jesus uit moes gebore geword het. So God wou gehad het, Israel moet anders te lyk. Israel moet uitstaan. Israel moet God se volk wees. Hulle moet identifiseer as God se volk. Dis hoekom daai reëls gegee was. Dit is nie iets wat gemaak dat jy nou 'n verhouding het met God en gered word of nie gered word. Absoluut, ja. En dis ook belangrik om te verstaan hoekom hierdie wette gegee was. Dit is nie noodwendig gegee vir die volk Israel om 100% Israeliet te bly nie. As jy gaan kyk na koning Salomo, wat het met hom gebeur nadat hy ander vrouens van ander nasies getrou het. Dit is hierdie goed hoekom dit so belangrik was vir Israel om geestelik pure te wees. En ek dink dit is die fokuspunt, geestelik. Hulle moenie meng met ander gode nie, want wat gaan gebeur as jy 'n vrou as 'n Israeliete vrou trou van die Kainiete, dan gaan hy moet deel hê van daai Kainiete se gelowe en se gode en goed. Ja.
en dit gaan probleme maak. 100%. So ja, hierdie goed is goed wat mense oor moet gaan nadink, hoekom hierdie goed gegee was, maar weer eens, dit is die redes agter dit. Dit was nie die rede dat net hulle, omdat hulle Israeliete is, nou is hulle gered. Ja, absoluut, ja. Maar ja, Mario, dan, as mens bietjie Nuwe Testament toe beweeg, daar's ook, die Nuwe Testament is pertinent oor hierdie onderwerp vir my. Die Nuwe Testament sê direk oor hierso almal kan gered word. Ja, duidelik. Absoluut. As jy gaan kyk, ek het nou Galasiërs 3. Die skrif was so goed geweest, ek moes dit net neerskryf. As jy gaan kyk na Galasiërs 3 vers 18:20 tot 27. Dan sê hy, hoekom sê hy, yes, hierdie ding is nou so opgemeng, kom ek gaan eerder na hierdie app toe. Maar ja, jy kan eers gaan terwyl ek die skrif Mario, jy weet, hierdie app van my, hy maak nie foute nie. O, is dit? Nee, as ek hom oopmaak by Romeine, dan sê hy by Romeine, hy raak nie deur mekaar nie. Okay, wel hierso het ek hom. Jy kan hom gaan lees in Galasiërs 3 vers 26 tot 29. Want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman, nie meer manlik of vroulik nie, want almal is een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en die ooreenkomstige die gelowige en erfgename. Ja, nee, dis baie mooi en ek meen daai skrif is duidelik om te sê daar's nie meer Jood of Griek nie. En dan moet jy ook besef, Paulus sê dit op 'n ander plek ook weer in Romeine, wat hy gesê het basies, om 'n Israeliet te wees, is jy nie net 'n Israeliet omdat jy gebore is nie. Wat iemand 'n ware Israeliet maak, is om 'n verhouding met God te hê. So dit is wat jou God se volk maak, is om 'n verhouding met God te hê, nie jou bloedlyn nie. En Romeine is duidelik daaroor, waar Paulus dit skryf. Hy noem dit selfs tot om die nageslag van Abraham te wees. Is nie net eenvoudig omdat jy uit sy bloedlyn uitkom nie. Wat ons koppel aan Abraham is omdat ons geloof het, soos wat Abraham gehad het. En dit maak dat jy dan sy nageslag is, en net so maak dit ook dat ons kinders van God is deur geloof in hom en om 'n verhouding met God te hê. Soos van die begin af was wat Abraham 'n verhouding gehad het, en dit is wat hom in regstand gebring het met God. So ook is dit tot vandag toe nog dieselfde. Absoluut. As jy gedoop word in die naam van Jesus Christus, dan is jy 'n nuwe persoon, jy's 'n nuwe creation onder Christus Jesus. So jy is nie meer jou ou self wat gaan drink het nie. Jy's nie 'n wit persoon en nou is jy 'n swart persoon nie. Jy's nou 'n nuwe persoon in God. So soos jy sê, dit gaan oor verhouding, dit gaan oor geloof, dit gaan nie oor jou velkleur nie. Jy's 'n nuwe persoon nou, jy's iets anders. 100% Mario. Nou dat jy so van die doop gepraat het, daar 'n ander skrif by my opgekom. Ek is seker oor die versie, maar dis in Handelinge 2, nê. Toe die uitstorting van die Heilige Gees, of so baie mense soos sê gedoop is met die Heilige Gees. Toe het hulle mos in tale gepraat. Ja. Nou net vir interessantheid, mense wat nou gehoor het ek praat oor proseliete, kan daar gaan lees. Daar duidelik sê hulle ook dat proseliete teenwoordig was daar. Absoluut. En toe was hulle geskok geweest oor wat daar aangaan. So dit weer eens 'n bewys dat daar proseliete was in Israel om te gaan aanbid het, en toe het hulle gesien hierdie goed gebeur. So ek wou dit nou maar net genoem het terwyl ek dit onthou het. Maar om terug te kom na dit wat jy gesê het, dit is baie interessant as jy ook in Handelinge kyk met Petrus hulle. Dan het Petrus na Cornelius toe gegaan, 'n Italiaaner. So onthou nou, dit maak nie saak watter volk jy was nie. As jy nie 'n Israeliet was jy nie die uitverkorene volk gewees nie. So toe het God mos vir hom daai visioen gegee van die doek wat uit die hemel uit neerkom, al daai goed en God het basies vir Cornelius gesê, dit wat ek rein gemaak het, kan jy nie onrein maak nie. En dit is my punt wat ek wil maak nou hierso is. As God iets rein gemaak het, wie is ons om te sê dit is onrein?
As God gesê het almal kan gered word, wie's ons om dan nou ewe skielik te sê dit kan nie wees nie? Want duidelik sien ons as Petrus na Kornelius toe gaan, hy wou nie gegaan het nie want hy het geweet hy mag dit nie doen nie. Dit is nie reg vir die Israeliete gewees om te meng met hulle nie. Maar toe het God vir hom gewys, hoorie, dit wat ek rein gemaak het, kan jy nie wil kom onrein maak nie. So Petrus was gehoorsaam, hy het na Kornelius se huis toe gegaan, hy het hulle bedien, daai mense was ook toe gevul met die Heilige Gees, en toe sê Petrus, hoekom kan ons hulle dan ook nie doop nie? En wat interessant is, toe Petrus terugkom, toe die ander hom gekritiseer oor dit, ek sê, hoorie, hoe kan jy te huis gaan met ander volke? Dit is mos nie reg nie. Ja. En toe het Petrus aan hulle verduidelik wat God aan hom geopenbaar het, en vir hom gesê, dit wat ek rein gemaak het, kan ons nie onrein wil maak nie. Dis so waar, en daai is sulke belangrike storie vir ons wat ons gewoonlik verby lees. En ek bedoel, dis die storie van die Bybel. En ek bedoel, as jy dinge soos dit, kan jy nie verby lees nie. Partykeer sê die Bybel nie uitdruklik iets nie, maar hy verduidelik dit in 'n proses. En ek dink dit is een van die mooi dinge, daai stories, want dit gee ons soveel inligting in die diepte, soos as tot even Petrus dit vir ons sê, een van die apostels, as hy vir ons sê, dat hoorie wat God rein gemaak het, kan jy nie onrein maak nie, dan wie is ek om anders te sê? 100%, Handelinge, die begin van die kerk, ek meen hierdie mense moes vrae gehad het rondom dit. Absoluut. Want hulle moes toe nou na die heidene toe gaan, ook die evangelie aan hulle verkondig, hierdie goed ook nie vir hulle sin gemaak, en Jesus en God het dit aan hulle geopenbaar, en hoorie, dit is vir almal bedoel. Ja. So toe was Petrus gehoorsaam. En ek meen as jy lees in Handelinge, baie mooi voorbeeld ook is die Ethiopiese amptenaar wat Israel toe gegaan het. Ek vermoed, kyk, dis nou net ek, want ek het 'n groot verbeelding as ek Bybel lees. Kans is goed dat hy 'n proseliet was. Want wat het hy daar gaan doen? Hy het gegaan dalk om te aanbid in die tempel en al daai goed, so hy was heel moontlike proseliet. En wat interessant was, terwyl hy nou, kom ons noem dit 'n perdekar is ry, toe hoor Filippus, hy lees uit Jesaja uit. So hoekom sal hy skrif lees as hy nie, jy weet, in daai geloof was? Ja. So hy is besig om Jesaja te lees en Filippus hoor dit. Filippus vra hom, hoorie, weet jy wat jy besig is om te lees? Verstaan jy wat jy lees? En die Ethiopiër sê vir Filippus, nee, hoe kan ek presies verstaan wat ek lees as iemand dit nie aan my verduidelik nie? En net daartoe het Filippus begin die evangelie aan die Ethiopiese amptenaar verkondig. Met die gevolg is, toe hy nou die evangelie begryp, die verhouding begryp, toe sê die Ethiopiese amptenaar vir Filippus, nou, hoekom kan ek nie gedoop word nie? En net daar en dan, langs die pad was daar water gewees, Filippus het daai Ethiopiër gedoop, en wie's ons dan nou om te sê, ander volke, ander rasse kan nie gered word nie, want ons duidelik sê, ons almal weet, hoe lyk Ethiopiërs, hier's baie van hulle in ons land. Ja. Daar's 'n winkeltjie, nou by die een plek waar ek werk, wat Ethiopiërs besit. Hulle is nie wit mense nie. Hulle is Ethiopiërs, dit is wie hulle is. En Bybel is duidelik. Ja. Daar was 'n Ethiopiër wat gered was. Ja, nou so, hoe nou, jy weet. En dis net snaaks vir my, en soos jy gesê het, hulle was nie wit gewees nie. En as jy kyk na die Jode, veral as jy teruggaan, en jy kyk na waar Israel is en al daai goed, dan wonder jy vir jouself, maar was hulle wit gewees, soos ons wit is, nie hulle was nie. So, as jy nou so afgaan, hoekom sal ons dink, ons is die regte wit om gered te word? Ja, jy sien, dit gaan alle kante toe, almal wat dit dink. Ja. Die Britte wat dit glo, ons Suid-Afrikaners wat glo die boervolk is die uitverkorene volk, of jou swart van kleur, Israeliete, Hebrew Israelites, wat ook glo, hulle is die uitverkorene volk. Daar kan net dan, kom ons sê, dit is die waarheid, vir argumentsonthaalwe. Daar kan net een groep dan wees wat reg is, almal kan nie reg wees nie. So wie is dan nou
die groep wat reg is. En weet jy wat is 'n interessante ding? Ek dink aan hierdie elke liewe keer wat ek 'n video kyk oor hierdie topik. Ek dink aan myself, hoeveel van daai mense wat glo dat hulle is die regte kleur van die regte volk af, hoeveel van hulle volg eintlik wat God vir hulle sê om te doen? Jy sien Mario, dit is heeltemal 'n crazy ding wat jy nou sê. Baie van hierdie mense wat ek al mee te doen gehad het, wat in die Britse Israelism glo ook dat jy nog die wet moet hou. Ja. Nou, dit is 'n ding wat ek ook vir een van hulle gevra het. As julle die wet moet hou, waar is julle hoëpriester? Waar is julle tempel waar julle brandoffers bring vir julle sondes? Ja. Want nou jy het nie, baie van hulle verwerp Jesus. Ja. So as jy Jesus verwerp, waar's jou tempel? Waar's jou hoëpriester? Waar's al jou wette, seremoniele wette wat jy moet hou? Waar's dit? Waarso offer jy diere? Is jy besny? Ja. Hierdie goed is belangrike goed wat baie ek kry nie antwoorde oor dit. Baie dit is, maar kom ons gebruik die Sabbat as 'n voorbeeld, want baie van hierdie ouens sê ja, ons doen dit nie reg nie, want ons hou nie die Sabbat nie. Ja. Nee. So nou die ding is, as ons nie die Sabbat hou nie en hulle sê hulle moet die Sabbat hou, want obviously hulle sê nou hulle moet die wet hou om gered te word. Een van die goeters, jy mag niks doen op die Sabbat. Jy mag geen werk. Geen werk nie. En jy mag niemand laat werk op die Sabbat. Ja. Maar jy nou net hierdie lekker liggie, want vandag sou die Sabbat gewees het, né? Ja. Dis Saterdag vandag. So, dan nou hierdie liggie wat brand hierso, moet ek afsit, want ek laat iemand nou by Eskom werk. Verstaan jy? Absoluut. Jy mag nie vuur maak nie. So as jy dit streng moet volg, nê, en ek start my bakkie. Daar's combustion binne in daai engine, daar's vuur. Daar breek ek die wet van God. Absoluut. Verstaan jy, so hoe diep wil jy in hierdie wet ingaan? Verstaan jy, so Absoluut, mense moet besef, hierdie goed is nie net ligtelik nie. Dit is nie net, mense moet nie net hoor sê goed nie. Gaan lees 'n bietjie jou eie Bybel en kyk regtig, wat is die vereistes wat God daar gestel het? En dit is nie so maklik om al daai vereistes te hou nie. Glad nie. Ek bedoel, soos jy sê, die Sabbat alleen. In die Ou Testament, daar was hierdie man gewees wat stokke op gaan tel het. Hy het net stokke opgetel. En toe moes hy gestenig geword het. Want die mense het hom na Moses toe gebring, toe sê hulle vir Moses, hierdie man het net stokke opgetel op die Sabbat. Ons dink nie dis werk nie, wat sê jy? En toe sê Moses, ek weet nie, toe vra hy vir God, en toe sê God, dat hy dit gedoen om, jy kan sê spiteful te wees, as jy gaan kyk na, as jy regtig diep studie gaan doen, hy was spiteful gewees, en hy het dit gedoen, omdat hy wil, en toe was hy gestenig gewees. So, stokkies optel, hoeveel, soos, jy moet basies op 'n Sabbat dan heel dag in die bed lê. En as dit voel soos werk, dan is dit verkeerd. En nou dat ons op die topik is van stenig, hierdie mense wat die wet breek, hoeveel van hulle word gestenig? Ek sien nie baie van hierdie mense wat hierdie ou wette hou, stenig mense in die strate. Ja, dit is 'n baie interessante ding wat ek nou nie oor gedink het nie, maar ek meen, as jy die wet wil hou, die wet gehoorsaam wees, moet daar dan nou steniging plaasvind. Absoluut. So jy moet weet, as jy die wet oortree, dan gaan jy gestenig word. Ja, en die wette van daai tyd was baie streng gehou gewees. En nou met sosiale media, as kom ons sê nou 'n buiteegtelike verhouding. Ja. En jy kan sê, soos kom ons sê nou 'n man en 'n vrou is saam. En 'n vrou doen iets wat die man skik as 'n buiteegtelike verhouding, dan moet mense bymekaar kom en hulle moet besluit om haar te stenig of nie. En ek dink nie hierdie is goed waaraan mense dink nie. Die Ou Testament is baie streng gewees daai tyd. En maar op die einde van die dag kom dit net weer op neer, die wet was 'n tugmeester gewees vir ons. Absoluut. En om ons te wys ons het Christus nodig, ons het 'n redder nodig. Ja. Dit is die doel van dit gewees. So ja,
en dan nou nog 'n voorbeeld met Jesus Christus genoem en pastoor Gert hou altyd daarvan om hierdie voorbeeld te gebruik, is Simon van Sirene. Ja, nee, absoluut. So nou ons almal weet ook dan nou mense wat uit Sirene uitkom, wat is hulle veld? Ja. Hulle is ook nie Israeliete nie. So dan nou dit was die persoon gewees wat Jesus gehelp het met sy kruis. Okay? So dit was jy kan seker nou maar sê amper die eerste persoon wat Jesus se bloed tot aan hom geraak het. En wat vir my interessant was, jy lees weer van sy kinders, die Bybel praat weer van sy kinders, is Alexander en Rufus. So, omdat die Bybel weer later van hulle praat, wys dit vir ons dat sy gesin gered was. So, sal jy daar soveel voorbeelde en van mense wat gered word, weer eens, nie deur velklerie, nie deur vanhouing van die wet nie, maar met verhouding met God. Absoluut, ja. Die Bybel is 'n volledige skrif. As ons die Bybel van begin tot einde lees, dan kry ons 'n volledige visie, 'n volledige boodskap. En die boodskap is dat Adam en Eva het in die begin gesondag, ons het almal geval en God het 'n volk gebruik om die wêreld te red. Abraham met sy covenant met God, dan sê God vir hom dat met jou saad gaan soveel wees soos die sand op die see, op die seashore, né? Sorry, ek lees my Bybel in Engels. Op die strand. En deur hulle gaan al die nasies gered word. En daarso later in Matteus kan ons weer sien, al die nasies gaan gered word. En dit is die storie, dit is die volledige visie, is dat deur 'n stam word almal gered. 100% Mario, en ek meen, jy kan jouself nie 'n kind van God noem, en jy wil nie doen wat God van jou sê nie. Presies. So kom ons lees bietjie daai stukkie daar in Matteus sê jy, né? Ja. Verwys jy na Matteus 28, want ek gaan aan toe gaan. Ons gaan kyk bietjie daarso. Nou, mense moet besef, wat mooi is van Matteus 28 is Jesus Christus wat homself hierso praat. Ja. So, ek meen, jy kan jouself nie 'n kind van God noem, en jy verwerp Christus. Jy kan jouself nie 'n kind van God noem, en nie doen wat Jesus vir jou sê om te doen nie, né? So kom ons kyk bietjie wat sê Jesus aan sy laaste woorde op aarde was die volgende. Hier sê hy vir sy disippels, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Hoor jy daarso wat sê hy? Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Maar kom ons lees net daai stukkie. Daar het Jesus duidelik gesê, ons moet uitgaan. Ons moet die evangelie gaan verkondig. En dit wat hy ons geleer het, vir ander mense gaan vertel. Wat se ander mense? Almal, alle nasies. So, soos jy gesê, watter nasies sluit alle nasies in? Watter nasies sluit alle nasies uit? Ja. So ek weet nie Mario, dit is 'n baie uitdruklike skrif wat Christus duidelik gesê het. Ons moet die evangelie aan alle nasies verkondig. Hoekom moet ons die evangelie aan alle nasies verkondig as hulle nie kan gered word? Absoluut. Ja, 100%. En ek bedoel, jy moet die woorde van Christus hoog ag. Want ek bedoel, hierdie is nog 'n groot rabbit hole. As jy nie die Seun ken nie, ken jy nie die Vader nie. En dit is wat Jesus Christus self gesê, dat as jy nie die Seun ken nie, ken jy nie die Vader nie. En as jy dieper studie gaan doen in Johannes 1, waar hulle praat van die woord van God. Wat beteken dit dat Jesus is die woord van God? Ek dink as jy studie gaan doen in dit, is dit bitterlik baie interessant. Ja. Maar ek dink ek gaan nog een skrifgie lees. Kyk, daar's baie skrif wat ons kan uithaal om ons siening te staafvloek. Ek dink ek en jy sien dieselfde, dat jou velkleur jou nie red nie, maar met jy verhouding met God het, Jesus Christus aanvaar het en gesê het, hy het vir my die prys betaal. Dit is wat ons red. We are saved by grace through faith. Dis hoe ons gered is. Nee.
deur genade van God alleen. Nou, moet jy hierso Openbaring 7, nê, vers 9. Moet jy nou besef, hier Johannes 'n visie, nê? Gaan ons dit 'n visie noem? Kom ons noem dit 'n visie. Want hy dan nou die visies neergeskryf vir ons in Openbaring. En ons almal weet Openbaring beskryf is 'n profetiese boek. Hy beskryf goed wat nog gaan kom gebeur, wat al gebeur het. So daaroor glo ek nie ek en jy gaan stry nie. Hoor 'n interessante ding wat sê Johannes hierso vir ons. Wat het hy gesien in die hemel, nê? Dit is wat hy gesien het. Baie. Hy sê hierna het ek gesien. Hoor, hy sê dit is Johannes. Hy sê hierna het ek gesien. En ek kyk, daar was 'n baie groot skare wat niemand kon tel nie. Nê? Johannes sien nou in die hemel, daar's 'n groot skare wat niemand kan tel nie. Absoluut. Hoor hoe interessant is dit. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal en hulle het voor die troon gestaan en voor die lam. Hulle het lang wit stolas gedra met palmtakke in hulle hande en het met hulle harde stemme uitgeroep: die verlossing behoort aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. So hoor jy nou wie staan voor die troon? Wie staan voor Jesus? Wie staan voor God die Vader? Absoluut. En hulle sê die verlossing, al die eer, al die lof, al die aanbidding kom God alleen toe. Wie staan daar? 100%. Dis nie ek wat hy sê nie. Elke nasie, maar dit is vir my so interessant, laat hy dit so uitdruklik sê. Ja. Johannes sê dit nie hierso afgekort eers. Hy sê druklik, hy sê en intussen elkeen laat hy beklemtoon dit. Elke nasie en stam en volk en taal. So Mario, as elke stam, nasie, volk en taal in die hemel is voor die troon van God, is hulle gered. Jy kan nie daar wees as jy nie gered is nie. So hoe kan jy vir my sê jou stam, jou volk, jou taal red jou, as hy sê daar was 'n menigte skare van elke stam, volk, taal en nasie was daar voor die troon. En weet jy, dit is net so interessant vir my, want daar, soos jy sê, dit is baie spesifiek genoem. Baie spesifiek genoem. Dis amper asof die visie, asof die boodskap, die hele plan van God tot vervulling gekom het. Sy plan om elke nasie, elke volk, elke taal te red, is voltooi. En dit wys vir ons dat God het gewen. God se plan was voldoen. Amen. En dit is so interessant vir my, want daar so op die boek van Openbaring kan ons sien dat in die einde wen God. En wat is sy oorwinning? Die oorwinning van sonde oor al die mense, die hele wêreld. Nie net van 'n spesifieke volk nie, van die hele wêreld. Amen. En dis so mooi, want ek meen dit vat Genesis is die beginboek, Openbaring die eindeboek en alles tussenin kom bymekaar. Die val, dit is oor wat dit gaan. Die val was kom reggestel deur Christus en op die einde oorwin God ook die vyand, die Satan, en daar's totale oorwinning en almal wat geglo het is gered en dit wys ons en dit is wat min mense besef. Dis eintlik wat die boek van Openbaring vir ons leer. Dis 'n boek van hoop. Dis 'n boek wat vir ons sê God kom en God gaan oorwin. Ja. Dis nie 'n boek om oor te stry omdat ons dalk 'n beeldspraak anders te sien nie. Kyk na die groot beeld, die groot prentjie van Openbaring. Dis om te sê Jesus Christus kom terug, Jesus Christus oorwin en ons is vir ewig saam met ons God. En nie net ek en jy nie, Mario, soos ons nou gelees het wat Johannes hierso sê, elke nasie, elke volk, elke taal sal daar wees. 100%, ja. En as enigiemand bang is om Openbaring te lees, ek het al baie keer gehoor dat mense sê Openbaring is 'n scary boek. Asseblief gaan lees Openbaring. Soos jy sê, dit is 'n boek vol hoop. Dit is om te sê dat, weet jy wat, God wen in die einde. En daar's nie eers 'n oorlog nie, daar's nie 'n stryd nie, daar's niks nie. Dit is God wat wen. Daar is nie 'n opsie nie. Ons kan sien aan die einde van Openbaring dat Satan en almal saam Satan word in die eindelose put gegooi. Ja. Net so, woef,
sorry, nie van daar was 'n oorlog nie van daar was hierdie nie, nee, daar was net hulle word ingegooi. Ja, kyk, dis eintlik 'n topik vir 'n ander dag, maar terwyl ons nou daaroor praat, dit is so mooi wat mense altyd Satan en God op dieselfde vlak wil sit en wys dit is twee gode wat dieselfde krag het en hulle is in stryd met mekaar. Satan is nie in stryd met God nie, of laat ek eerder sê God is nie in stryd met Satan nie. Satan is 'n skepsel, net soos ek en jy. Hy's nie op God se vlak nie en daarom kan God hom vat en hom daar in die put van vuur gooi. En dit is so, en daar's niks wat hy daaraan kan doen nie. Absoluut. En dit is ons hoop om te weet Christus kom terug en ons gaan geniet wat hy vir ons voorberei het. En nou dat jy praat daaroor, ons gaan nou 'n bietjie van topic af. Maar ek het 'n interessante video gekyk. Nou as daar mense is, as daar mormone is daar buite, asseblief laat weet my of dit waar is of nie. Maar dis 'n video wat ek gekyk het. Ek het gesien dat die mormone glo dat Satan is eintlik God se broer. Ja. En dan word dit op daai vlak gesê. As dit waar is, asseblief laat weet ons, maar dis nogal 'n interessante switcheroo soos hulle sê. Ja, ek sal like om daai siening te hoor. Het nou 'n miljoen vrae by my opgekom, Soveel ja. net oor dit wat jy gesê het. Ek meen daar. Eerste ding wat op my kop gekom het om te sê God het 'n broer, gaan ek moet vra wie was hulle pa gewees? Wie het hulle geskep? En nou het jy klaar 'n probleem. So daar's baie vrae wat ek het rondom dit wat nie gaan sin maak. Ja, en die snaakse ding is nou hoor hier's 'n bietjie van 'n plot twist in hierdie storie. Toe ek jonger was, toe het my oom my 'n bietjie vertel van soos Bybelstories en goed. Toe sê hy vir my dat Satan, Lucifer is God se broer. So nou gaan jy terug dan sê van was hulle mormone? Ons sal bietjie seker met tyd dan gesels ons so 'n bietjie ligtelik oor ander gelowe. Ja. Maar nie ander gelowe per se. Ons kan seker oor alle gelowe praat. Ja. Maar daar's baie gelowe wat closely related aan Christianity is, as ek dit so kan noem. Wat hulle idees steel van, kom ek sê eerder so, hulle steel van ons idees. Maar laat ek jou sê daar baie valse gelowe godsdienste nou heidaglik in ons Christelike geloof ingeslyp. Mormone is een van dit. Jy sien baie kerke wat dit van daai goed praktiseer, as ek dit so kan noem. En baie scary wat ek deesdae sien is Hindoeïsme in ons Christelike kerke. Is dit? Okay. Baie crazy. Mense wat glo in die derde oog wat moet oopgaan, al daai goed wat jy in Hindoeïsme kry. Wat ons kerke binne geslyp het. So ek dink ons sal op 'n tyd kom wat ons bietjie oor hierdie goed moet gesels ook. Ja nee, ek dink ons moet definitief daaroor gesels. En weer eens ons kom nie om aan te val nie, ons kom om net te praat daaroor. As jy glo in van hierdie goed wat ons oor praat, moenie dit vat as 'n aanval nie. Praat met ons, deel met ons. As daar iets is wat ons verkeerd kry, asseblief sê ons net hoor hierdie is verkeerd. Ons probeer nie aanval of te slaan of iets nie. Ja nee, 100%, maar ek dink hoe kan ek sê, ons moet een ding besef, ons is Christene. Ek glo jy's 'n Christen, maar jy kom vir my soos 'n Christen ouetjie voor. Ja, ek voel so heel ordentlik. Maar een ding wat ons moet besef as Christene, daar's ander gelowe 100% wat mense in glo. Ek is oortuig Christen is die ware geloof. Ja. En moenie aangeval voel as ek sê hoor hierso, daar's mense besig om ander gelowe met Christendom te meng nie, wat ek voel verkeerd is. So om dit te sê, dink ek nie mense kan kwaad wees vir ons nie. So sekerlik voel hulle ook so. Ek dink regte mormone glo hulle is die ware geloof en hulle voel ook seker dan ontsteld as mense Christendom in hulle geloof inmeng. Net so voel ek ook daar's goed wat in ons geloof ingeslyp het wat nie reg is nie. Want ek glo in Jesus Christus die prys wat hy vir my betaal het. Niks anderste. So ja, dit gaan 'n interessante gesprek wees. Absoluut, ja. En ek voel ook dat baie mense het valse idees oor Christendom. Wat ek ook sal 'n bietjie 'n lig op wil skyn, want
ek persoonlik toe ek nog 'n ateïs was, ek het geglo dat Christene dink jy moet nou perfek wees en jy word gered deur jou goeie dade en al hierdie oulike goedjies. En wat ek uitgevind het na die tyd dat dis absoluut vals. Ja. 100%. Ja, maar daar's baie goed dat ons nog oor gaan gesels op hierdie Ja, podcast. Dit gaan lekker wees. Ons Gaan baie baie lekker goed wees. hoe dat ons kan gesels. Maar ja, ek dink daar's baie ook, soos jy sê, daar's misinformasie rondom Christendom. Maar mense moet aanhou kyk. Soos ek sê, ons is op soek na waarheid. Absoluut. Ander mense is op soek na waarheid. Kom ons vind die waarheid saam. Ek Ja. meen ons is oop vir gesprekke. En wanneer ons met mormone gesels of oor mormone gesels, kom in. Ja. Ou, ek so min gespin, ons kan lives doen met hulle. Ja, ons nee, gesels lives, live yes. met hulle. Ja. Met almal. Selfs as wat ons nou praat oor hierdie kan jou velkleur jou red vandag. As jy in dit glo dat jou velkleur jou red, as jou ras jou red, gooi ons 'n comment op ons Ja, sosiale nee, media, ons yes. gesels. As jy bereid is, dan sit ons doen 'n live, ons gesels lekker. Ja, nee. Soos ek altyd sê, ons doen dit respekvol. Ja. En solank dit respekvol is, 100%. ou, ek is oop vir 'n debat. Enige tyd, enige plek, Ja. dis lekker. Ja. Dis lekker om oor die Here te praat. En weet jy wat, nê? Ek wil dit sê. Kyk, ek glo ek is reg 100% en almal glo hulle is reg. Mm. Maar ek is nie so arrogant om altyd te dink, ja, dis net ek wat kan reg wees nie. Ja. Hoor 'n ander ou se kant uit. Ek het al soveel slegte goed gehoor oor ander Christelike denominasies, Katolieke, Ortodokse. En as jy bietjie regtig met daai ouens gaan gesels, as jy bietjie na daai ouens se kant luister, dan besef jy hoe hulle goed ook sien. So ek dink ons moet ophou ook arrogant wees en dink ja, is net jy wat reg is. Hoor bietjie aan ouens se kant uit en soek saam die waarheid. Ja. Maar soos ek sê, ek is oortuig Christendom, so kom debatteer ons en laat ons kyk wat is waar. Want op die einde van die ja. dag die waarheid gaan homself kan verdedig. Valsheid kan homself nie verdedig nie. So dit wat bly staan, moet die waarheid wees. Absoluut. En jy moet dit uittoets. Jy weet jy moet dit 100%. toets. Want ek bedoel die waarheid sal altyd deurkom. Die waarheid kan nie vernietig word nie. As jy 'n valse idee het, hy gaan nie die waarheid kan staan. Hy gaan onmiddellik neerbreek en val. Maar ek dink die belangrike ding is om dit te doen respekvol. Soos as ons iets verkeerd gesê het, asseblief praat met ons respekvol en alles en ons sal ons beste probeer om respekvol terug te praat. Dit raak partykeer moeilik as jy kom en sien wat 'n vieslike ding gesê het, maar ja, Ja. nee, definitief. Ja, dit gaan lekker wees, Mario, maar ek dink om terug te kom daartoe wat ons praat vanaand, nee. Ek dink Ja. ons moet dit net noem. Ja. Dis nie vanaand nie, is middag, ek weet nie hoe laat dit nou nie, maar in elk geval kan jou vel kleur jou red, kan jou ras jou red, kan jou wat ook al jy dit wil noem jou red. Nee, dit kan Nee. jou nie red nie. Jou verhouding met die lewende God Mm. is wat jou red. Dis al wat jy red. Ons almal is verlore sonder Jesus Christus. As jy nie hom erken dat hy gekom het vir jou kom sterf het nie, kan jy nie gered word. Absoluut, ja. Dit is die hele punt, dis die hele storie. God, die Vader, het die wêreld so lief gehad, hy het sy enigste seun gestuur om vir ons te red en vir ons te sterwe vir ons sondes. En as jy nie daai geskenk aanvaar nie, as jy nie hom aanvaar as jou redder en jou saligmaker nie, gaan jy nie hemel toe gaan nie. Maak nie saak of jy wit, swart, enige nasie, enige volk, enige kleur is, jy gaan hel toe gaan as jy nie hom aanvaar. 100%, Mario, as jy dink jou velkleur red jou, kom nou iets by my op. Dink net, ons het nou van Openbaring gepraat. Hier kom die groot wit troon oordeel. Hier's God voor jou. Almagtige God, jy kan nie eers vir hom kyk nie. Hy is die God bo oor alles. Jy kan nie staande bly nie, jy gaan op jou knieë staan. Dis hoe groot God is. En dan gaan jy daai dag vir God sê, ek is gered, ek het die reg om hemel toe te gaan. Ek het die reg om vir ewig saam met jou te wees, omdat ek wit was. Of
omdat ek swart was. Was dit die vereiste gewees? Ja. Ek glo nie so nie. Nêrens in die Bybel het ek ooit gelees dat jy voor God gaan staan en as hy jou moet vra, wat het jou regverdig gemaak? Gaan jy nie vir hom kan sê ek is geregverdig oor my velkleur. Ja, nee. Kyk, en dis 'n scary ding om te dink van op daai oomblik, dis nie soos jou pa of jou ma of iemand wat jy het iets verkeerd gedoen en jy kan gou-gou 'n lieg vertel en hulle probeer oortuig nie. Dit is hy weet alles, hy sien reg deur jou. Jy kan niks wegsteek nie. Hy ken jou van begin tot einde. Daar's niks wat jy kan doen, niks wat jy kan sê om hom anders te oortuig nie. Hy weet wat jy gaan sê voordat jy dit gaan sê. Dink net aan daai situasie vir 'n oomblik. Daar's niks wat jy kan wegsteek nie. Amen. Mario, ek het lekker gesels met jou. Absoluut, ja. Ek glo die mense sou lekker gesels het, ons af lekker gekyk het na ons gesprek. Ons het lekker gesels, lekker casual, niks ernstigs nie, net bietjie gedagtes uitgeruil. En ek dink ook mense moet comment op hierdie video. Ja, Kom met jou asseblief. siening vir ons. Ons wil hoor wat jy te sê. As jy 'n Christen is, sê ons wat dink jy? As jy 'n Hebrew Israelite is, as jy hierdie boerevolk ouens is, Israelites of Suid-Afrikaanse Israelites, as jy British Israelite is, maak nie saak wie jy is hier. Gesels met ons. Kom ons hoor 'n bietjie jou kant en dan gesels ons lekker. Ja, dalk het ons ietsie verkeerd. Asseblief, as ons iets verkeerd het, laat weet ons. En ek dink die grootste en belangrikste part, like en subscribe En share. asseblief. Klink ons nou soos YouTuber. Ja. Maar dit is so, Mario, as mense ons podcast wil volg, as mense daarvan hou, net om lekker oop en eerlike gesprekke te hê, dan sulke goed te luister, hulle gaan dan enigste manier hulle gaan weet wanneer 'n nuwe video uit is, as hulle gesubscribe is. Ja. Dan gaan jy 'n notification kry elke keer as ons oor iets gesels. Ja, klikkie ding. Ja, dan gaan jy Ja. 'n notification kry, die klokkie. Ja, dit was lekker geweest, maar en ek Absoluut, sien ja. uit, ons gaan nog lekker gesprekke hê in die toekoms. En ja, soos wat ons hierdie podcast doen, is lekker relaxed. Ek glo ons gaan nog uitbrei, bietjie fancier raak met tyd. Absoluut, ja. Maar mense moet ons YouTube kanaal gaan check. Ons het nou net die podcast sover, maar ek dink ons goed wat ons bietjie dieper in moet delf. Wat ek persoonlik ek nie net oor ligtelik wil gesels soos op die Glad. podcast nie, wat ek bietjie teologie, ons doen bietjie Ja. teologie, bietjie diepte in goed gaan soek, bietjie waarheid gaan soek en diepte in die skrif gaan soek. Sulke lekker gesprekke is belangrik, maar ek dink ook vir die wat 'n honger het om meer te leer oor die woord van God. Iemand wat 'n honger het om bietjie diepte te soek. En dis al hartseer om te sê, maar jou 'n bietjie meer gevorderde Christen wees. Ja. Mense hou nie gewoonlik van sulke video's nie, maar ek gaan sulke video's ook maak wat ek bietjie in die skrif indelf, wat ons bietjie teologie gaan gesels. Absoluut. Sulke regte diep goed wat jy 'n bietjie meer moet van ken en jou Bybelkennis moet, en dit gaan groei. As jy wil Bybelkennis groei en 'n bietjie dieper in jou geloof gaan, dan kan jy dit kyk. Dit is nie net vir die mense wat diplomas of doktorale grade of iets van daai Ja, aard nee, het nie. 100%. En dit gaan so interessant wees en ons vra ook net die Heilige Gees om ons te lei Amen. deur sulke temas en sulke diep teologiese sienings en goed, want op die ou einde van die dag, soos ons gesê het, ons soek vir waarheid en die Heilige Gees, God is die waarheid. En dis al hoe jy gaan waarheid kry, is saam met God. Ja, Mario, ek het niks meer verder te sê nie, maar ek wil hê mense moet onthou, hierdie is nou weg gesprekke en hierso is dit lekker, so skakel weer in met ons volgende video en gesels saam met ons, los comments, praat met ons en dit gaan lekker wees. As hy, ja, nee, absoluut. Maar Mario, mag jy 'n geseënde dag verder hê. Jy's 'n eyster en ek like jou en ek's bly jy doen dit saam met my en ek is opgewonde. Ek ook, baie dankie. Waar's hy?